Jy is ingeskakel op Stream Central en ook wêreldwyd by streamcentral.co.za of via die app. Nou dis tyd vir The Pet Pulse op Stream Central saam met Lupa Reptiles and Roots. Low, heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central. Jy is ingeskakel op Stream Central en is tyd vir The Pet Pulse. Nou, vandag gesels ek weer met Iliana Lambrechts daarvan Lupa Reptiles and Roots. Iliana, hoe gaan met jou? Dit gaan baie goed, Johan, en daar aan jou kant? Met ons gaan dit altyd baie goed, dankie dat jy vra. Nou Iliana, vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor hase en konyne, daai interessante gesprek, né? Jy sien? Iliana, mense praat soms van hase en soms van konyne. Is dit twee woorde vir dieselfde dier of nie? Weet jy, Johan, gewoonlik wanneer mense praat van konyne, verwys hulle na 'n domesticated troeteldier. En gewoonlik wanneer hulle praat van hase, verwys hulle na die wilde goed wat in die veld rondhardloop. Maar meer tegnies korrek is konyn eintlik die Afrikaanse woord vir rabbit en haas is die Afrikaanse woord vir heer. Nou daar is 'n bietjie wat ek sal sê overlap wat dit soms 'n bietjie die mekaar maak. Byvoorbeeld as mens praat van die troeteldiere Nederlandse dwerghasies. Hy is eintlik 'n konyn, maar vir een of ander rede noem ons dit 'n dwerghaas. Niemand praat van 'n dwergkonyn nie. En dan weer ons inheemse oeverkonyne. Dit is 'n wilde dier, definitief nie domesticated nie, maar dit is wel 'n konyn en nie 'n haas nie. So alles wat mense konyn noem, is nie altyd domesticated nie. Is daar fisiese verskille waarvan mens hase en konyne van mekaar kan onderskei? Wanneer ek kom by hase, sal ek met al die liefde in my hart sê dat as hy weird lyk, ek sien hoe langer ek van kyk hoe weirder lyk hy, is dit ten toe aan 'n haas. Hase het verskriklike lang bene, verskriklike lang ore. Hulle lyk lank en maar en stokkierig. Hulle is so lank en maar, hulle lyk eintlik buite proporsie lank en maar. Maar as jy kyk na 'n konyn, sal ek dit beskryf as 'n meer van 'n ronde tipe diertjie met meer realistiese proporsies. Maar die groot verskil tussen hase en konyne sien mens aan hulle kleintjies. Wanneer 'n haas kleintjies kry, word daar babas gebore met oop oë en 'n vol pelshare. Hulle is ready to go. En dan weer, wanneer 'n konyn kleintjies kry, is die babas basies oversized marshmallows. Hulle het geen haartjies nie, die oogies is toe, hulle is totaal en al hulpeloos. So as mense iewers lees van een of ander ding met lang ore, die oomblik as die babetjies gebore word met oop oë en hare, weet mens dit is tegnies 'n haas, en as die babetjies pink en hulpeloos is met twee oogies, dan weet mens dit is 'n konyn. Iliana, het troetelkonyne nog die nodige instink om in die veld te oorleef? Weet jy, Johan, baie mense kyk na 'n konyn in 'n troeteldier situasie en hulle dink, jy sal so gelukkig wees in die veld, jy sal so gelukkig wees in die woud, want nou dink mense aan hierdie oop vlaktes en jy sien hierdie konyn in jou geestesoog en hy huppel en hy trippel en hy hop en hy het hierdie wonderlike lewe, maar ongelukkig is dit nie die waarheid met ons domesticated konyne nie. Hulle is nou al domesticated vir meer as 1000 jaar, nader aan 1500 jaar. So die instink wat hy nodig het om suksesvol te oorleef in die wild is long gone. Dit is nie meer daar nie. En buiten dit kom hulle in al hierdie interessante kleure ook. Weet mense kan self dink 'n wit konyn in die wild gaan uitstaan soos 'n seer oog. Hy gaan dit nie lank maak nie. Maar die eintlike hartseer ding is as 'n konyn nou iewers vrygelaat word, hy weet dood eenvoudig nie hoe om na homself te kyk nie. Hy gaan sukkel met kos, hy gaan sukkel met water. Gewoonlik kry hulle genoeg om so 'n bietjie aan die gang te bly, maar die arme dingetjie kwyn weg en op die ouend gaan hy doodgaan. En the other side of the coin is as hy toevallig iewers eindig waar hy wel oorleef. En hy het 'n oorvloed kos, 'n oorvloed water, skuiling ensovoorts, dan is die risiko weer op ons ekosisteem.
Hulle kan skade aan die ekosisteem aanrig as hulle nie daar hoort nie, en een groot manier waarop hulle dit kan doen, is om siektes aan te dra na ons inheemse populasies toe. Dis nou baie interessant. Ek het regtig gedink as jy nou 'n konyn in die veld sal vrylaat, dat hulle sal kan oorleef, maar blykbaar nie. Dis seker nou maar hoekom hulle troetelkonyne of bekend staan as troetelkonyne, né? Dit is definitief so. Kyk, as mens nou kyk na 'n hond, kan jy nog aanvaar, hy is 'n mens, ek weet dit is nou nie moreel reg om hierdie ouetjie in die veld te gaan gooi nie, maar konyne lyk my, laat mense nog steeds dink aan iets wat eintlik in die veld hoort, maar ek wil definitief 'n oproep maak op mense, as daar ooit gevalle is waar mense troetelkonyne het, wat jy nie meer kan of wil hou nie, moet hom asseblief nie iewers gaan vrylaat nie. Dit voel dalk of mense maar gunsteen, maar eintlik is dit net 'n stadige death sentence. So mense kan eerder deur konyngroepe werk, vir 'n nuwe eienaar kry, in kontak kom met dierewelsynsgroepe, selfs troeteldierwinkels, maar moet hom nie iewers gaan los waar die arme ouetjie nie hoort nie. Jy is ingeskakel op streamcentral.co.za. Dit is The Pet Pulse, elke dinsdagmiddag om 04:30 en ek gesels weer eens met Iliana Lambrechts daar van Lupa Reptiles and Roots. Nou Iliana, vertel vir my, Bugs Bunny lyk of hy almal geleer het konyne behoort wortels te eet. Hoe lyk 'n werklike konyn se dieet? Weet jy Johan, interessant genoeg as dit by wortels kom, die worteltoppe, met ander woorde die blare aan die bokant van die wortel, is 'n baie gesonder opsie as voer vir konyne as wat die werklike wortel is. Maar ek dink Bugs Bunny het regtig nogal 'n invloed gehad op mense, want baie mense is werklik geskok as hulle besef wat 'n konyn eintlik moet eet. 'n Goeie voorbeeld daarvan is toe ek nog in retail gewerk het, en ons almal wat in retail gewerk het, weet dat kliënte soms in baie sprankelende buie is, en die kliënt is kwaad vir die wêreld, maar is eintlik spesifiek kwaad vir jou, al het hulle nog nie eens oogkontak gemaak nie. Nou op so 'n lieflike dag in retail, kom al kliënte in, stap verby die konynhok. En onmiddellik is hulle in 'n baie kwaai, onvriendelike gesprek met mekaar betrokke oor hierdie arme, mishandelde konyne. Want kyk, hierdie goedjies is so absoluut starving, hulle is so honger, so desperaat vir kos, dat hulle die droë gras in hulle hok eet. Nou dit het my natuurlik amper doodgemaak, want dit is presies wat konyne veronderstel is om te eet. Die grootste deel van hulle dieet behoort te bestaan uit gras of dan hooi, wat basies gedroogde gras is van verskillende tipes. So die ideaal is dat 'n konyn 24 ure 'n dag toegang het tot hooi. Dit hou hulle tandjies gesond, dit hou die digestive tract gesond, dit is goed vir hulle algehele gesondheid. Nou mens kry konynpille. Dit kan mens gee, maar net 'n bietjie op 'n dag, nie 'n hele eislike groot bak vol nie. En die rede daarvoor is dat hierdie konynpille eintlik geformuleer is vir vleiskonyne. Nou natuurlik die konyne oorspronklik domesticated was dit nie vir troeteldiere nie, dit was vir vleis. Hulle was gebruik as kos. Nou konynpille help om vleiskonyntjies lekker vinnig te laat groei, op 'n mooi stewige gewig te hou tot hulle dan nou geslag raak. Maar dit is nie goed vir langtermyngesondheid nie. So hierdie vleiskonyntjie bly pragtig gesond totdat hy geslag word op so 3 maande oud. Maar as mens nou 'n troeteldier het, wil jy verkieslik hy moet vir langer as 3 maande gesond bly, en jy wil dalk hê hy moet 7, 8, 9, 10, 11, 12 jaar gesond bly. So wanneer mens konynpilletjies gee, gaan jy basies afhangend van die individuele konyn omtrent net 'n kwart koppie per dag gee, net so klein bietjie. En dan natuurlik, mens kan vrugte gee, maar basies net as 'n lekkerny. Enigiets wat soet proe is net 'n lekkernytjie, 'n klein stukkie op 'n dag is meer as genoeg. En dan 'n ander interessante ding waarmee mense die dieet kan aanvul, is 'n paar goedjies uit jou tuin uit. Nou natuurlik as mens kos uit jou eie tuin uitvoer of die buurman se tuin, moet mens 300% seker wees daar's geen gifstowwe gespuit nie. Maar 'n interessante voorbeeld waaroor konyne mal is en wat goed is vir hulle en vir hulle tuintjies, is moerbeiblare en takke. Hulle is absoluut mal daaroor. Dis lekker hoog in kalsium, dis hoog in proteïen en ons oral moerbybome, so daar is nogal interessante idees om die dieet mee aan te vul. Iliana, weet jy wat ek sopas agtergekom het toe ons die program begin het, of ek het die onderhoud met jou begin, toe jy gesê 'n konyn is in Afrikaans is 'n hasekonyn en dan in Engels is dit 'n rabbit. So ek het sopas uitgevind Bugs Bunny is dan eintlik 'n konyn. Ek reken ook hy is 'n konyn. Ons die man het, ek dink nou nog nooit kleintjies gehad nie, so ons weet nie hoe hulle gebore nie, maar
Ek sou reken hy is most likely toch hy noem homself 'n rabbit. So dalk is hy 'n konyn. Eliana, is konyne geskikte troeteldiere vir kinders? Weet jy Johan, dit is 'n ja en 'n nee, dit is eintlik meerendeels 'n nee. Hulle is nie regtig heeltemal geskikte troeteldiere vir kinders nie, tensy die ouers super versigtig is. Die rede hoekom ek dit sê is, met 'n ander diertjie, sê nou maar 'n nuwe hondjie. Weet, 5-jarige Sunny kan dit daar wegsneek saam met die hondjie en sy voer hom dalk 'n halwe pak gemmerkoekies. Ek meen, dit is nie ideaal nie en hy gaan dalk nou nie heeltemal so gesonde maag hê soos 'n dag of wat nie, maar vir die mens, hy sal okay wees. Weet, mense sê nou asseblief moet dit nie weer doen nie. Weet, ons voer nie vir hom gemmerkoekies nie, maar as mens dit met 'n konyn doen, gaan hy more than likely doodgaan. Hulle het verskriklike delikate maagflora en as dit omvergegooi word, dan kan hulle bloot en sonder ernstige hulp gaan daai ouetjie doodgaan. So 'n doodonskuldige ding wat 'n kindjie doen wat nou dalk nie van beter verstaan nie, kan die ouetjie laat doodgaan. En dan natuurlik ook klein konyntjies is verskriklik cute. Maar hulle word groter en as hulle groter is hulle oor die algemeen nie mal daaroor om rondgedra te word nie. Al is hulle domesticated, hulle is nog steeds prooidiere, so dit is nie iets wat hou van ronddra en trikkies en goed nie, want dit maak hulle bang. En dan natuurlik ook 'n ongeluk kan baie maklik gebeur. Konyne, net soos die meeste ander troeteldiere, kan byt. Ek moet sê byt is gewoonlik nou nie hulle go-to nie, maar hulle kan ook skop. So as die kleintjie nou dalk weet besluit om die haas 'n bietjie aandag te gee, gaan haal hom unsupervised uit die hok uit en gee hom 'n drukkie en hy raak paniek bevange en hy begin skop, dan krap hy nou dalk die kleintjie raak en hy val miskien en breek 'n been. So weet, 'n klein onskuldige interaksie kan baie vinnig in 'n baie groot krisis verander, maar hulle is lieflike troeteldiere. So as die ouers volle verantwoordelikheid vat en hulle is altyd daarby vir toesig wanneer die kleintjie met die haas, of oor my haas, met die konyn, ons is tegnies korrek, wanneer die kleintjie met die konyn interact, dat dit op 'n veilige manier gedoen word, dat mens either die kleintjie help om die konyntjie vas te hou, of dat hy miskien plat gaan sit op die mat en hom lekkernye uit die hand uitvoer en op so 'n manier vryf. So overall nee, maar dit kan werk as mens versigtig is en uiters verantwoordelik is met beide die kind en die konyn. Nog iets wat van toepassing is op kinders en konyne, wat ek hierdie jaar nogal verbasend baie gesien het en nie net op Paasfees nie, is wanneer mense fotoshoots hou met kinders en konyne en die kind hou dan die konyn op sy rug vas, soos mense babatjies sal vashou. En die konyn lê daar en dit lyk verskriklik, dit is absolutely adorable, maar wat mense nie besef nie, is die oomblik wat mense konyn op sy rug draai, dan gaan hy onder soveel stres en hy het so ernstige stresrespons dat hy basies net vries. Dit is amper soos 'n aanvaarding van, okay, my einde is naby, so ons is nou maar katatonies, ons vries, ons maak of ons dood is. So dit lyk vir ons baie oulik, veral omdat die konyn in daai posisie bly en mens dink, okay, maar ag kyk hoe so hy bly so, hy hou daarvan, dit is so cute. Dit lyk baie cute, maar dit is een van die scarieste goed wat mense aan die arme ouetjies kan doen. Ek sou definitief voorstel, of dit nou 'n troeteldier situasie is en of dit 'n fotoshoot is, om definitief nie 'n konyn op sy rug om te draai nie. Kyk, hulle is al klaar so fluffy en hulle is al klaar so cute. Daarso is 'n magdom maniere waarop mens 'n fotoshoot kan doen met hulle sonder om hulle uit te stres en hulle op die rug om te draai. Eliana, voor ons afsluit vanmiddag, laaste vraag wat ek vir jou het, kan konyne enkel aangehou word of moet hulle in pare of groepe wees? Weet jy, Johan, konyne is baie sosiale diere, so dit word altyd aanbeveel om eerder meer as een aan te hou, as mens dit sou kon doen. Hulle is verskriklik lief vir mekaar, hulle vorm verskriklike diep bande. Hulle kan natuurlik diep bande vorm met hulle mense ook, of selfs met ander troeteldiere op die perseel, maar dit is altyd beter om vir 'n maatjie te gee wat dieselfde spesies as hy is. Natuurlik is sterilisasie iets wat goed sal wees, wat mens kan oorweeg, veral as mens meer as eenetjie het, in die eerste plek dat mens nou nie met 'n klomp konyntjies sit wat jy dalk nie wil hê nie, maar ook as gevolg van hormonale probleme, want soms vir alles van meer as een konyn is, die enetjie het dalk perfek geleer om sy litterbox te gebruik, net soos 'n kat,
maar ewe skielik begin hy merk, ewe skielik gebruik hy nie meer die boks nie. Dit kan as gevolg van hormone wees. Daar kan ook hormonale aggressie betrokke wees, waar die twee beste maatjies ewe skielik so 'n bietjie nipperig raak met mekaar. So sterilisasie is altyd 'n goeie opsie in so 'n tipe setup. So gesels Iliana Lambrecht van Lupa Reptiles and Roots. Iliana, ek sê vir jou baie dankie vir die lekker gesels en vir al hierdie inligting wat jy gedeel het vandag. So hopelik is daar iemand wat luister en wat bietjie kan baat vind by al hierdie kennis wat jy vanmiddag met my gedeel het en dan ook met die luisteraar. Ag, dit sou wonderlik wees as iemand baat kan vind, Johan, en baie dankie vir die gesels. Iliana, ek sê vir jou baie dankie en dan gesels ek en jy weer volgende Dinsdagmiddag om 04:30. Definitief. Heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central.